bietjie hande opsteek daar waar jy is vanmôre. Wie net vir 'n oomblik 'n bietjie connect met die Here, net vanmôre, net vir 'n moment, net vir die Here dankie sê vir alles wat ons het nie. Ons vergeet so maklik en ons kla so maklik en ons het soveel versoeke by die Here, maar wanneer laas het by 'n oomblik gekom waar hy net gesê het, Here, dankie. Dankie vir u goedheid, dankie vir u getrouheid, dankie dat u is wie u sê u is, dankie dat u voorsien het, dankie dat u ons nog nooit alleen gelos het nie. Dis genoeg om die Here voor vanmôre dankie te sê. Ek wil hê vat net vir môre 'n minuut of 2. Al is dit al wat jy uit hierdie diens uit kry vanmôre, al is dit al wat ervaring wat jy kry, is dit net daai oomblik van om dankie vir die Here te sê vanmôre. Vergeet van wat om jou aangaan, vergeet van jou gesprekke tot by die kerk, vergeet van die druk by die huis, vergeet van die druk by die werk. Vanmôre stop jy net waarmee jy besig is en jy verklaar net, Here, dankie vir u goedheid. Dankie Here dat u na my kyk. Dankie dat u vir my nog elke keer voorsien het. Dankie dat u my nog nooit in die steek gelaat het nie. Dankie dat u gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde God is, Here. Dankie dat u is wonderbaar. U is raadsman, u is sterke God, u is ewige Vader, u is vredevors. Here, u is alles wat ons mag nodig hê, Here. Ons sê vir u so dankie vanmôre, Here. As niemand soos u nie, Here Jesus. Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Dankie Here dat u vanmôre hier is. Dankie dat ons weet u is vanmôre in hierdie huis. Dankie dat ons weet iets vanmôre kom bemoeienis maak met elkeen van ons. Dat u vanmôre 'n plan en 'n afspraak en 'n hart vir ons het. Dankie dat u vanmôre net u hart op die tafel wil kom sit vir ons bietjie kan inkyk in u hart oor ons lewe. U plan, u droom vir ons, Here, u begeertes oor ons. Mag ons vanmôre net die inspraak van die Gees van Here ervaar die hele tyd. Mag ons net weet, Here, dat wat ook al hier gebeur is nie van 'n mens af, Here, maar dis God beplande oomblikke soos hierdie. Waar ons net u teenwoordigheid sien, ervaar en ken en weet dat God is in hierdie huis. En Here, ons eer u vir dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen, 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 amen. Jy kan hier sitplekke inneem. Maar terwyl jy gaan sit, sê vir een, kyk jy vir een langs en ons sê geen vir hom een rede hoekom jy dankbaar is vanmôre. Ja, vir een ding, sê vir hom een ding. Mans, as jy nou slim was, as jy nou vir jou vrou gesê, ek is dankbaar vir jou, my liefie. Daai les is gratis, vir al die mans, jy weet so kans kry, jy moet hom nie mis nie, amen. Is jy bly om hier te wees? Kan die helfte is bly om hier te wees, die ander helfte bly om hier te wees. Daar sê, dis 'n voorreg in die huis van die Here, amen. En baie dankie vir die geleentheid om weer hier by julle te bedien vanmôre en ek het regtig hierdie week so 'n bietjie gespook en gespartel waar wil die Here wil hê ek moet oor praat vanmôre en ek het net een ding wat die hele week deurgekom het na my toe en vanoggend sê ek, Here, is jy nou seker ek moet hieroor praat? Sê die Here, dis waar ek wil praat vanmôre, so sit terug en hoor net die hart van die Here. En ek hoor regtig net vanmôre hoe die Here sê, hy wil net bietjie sy hart met jou deel. Amen. Vir die mans, jy weet dat as jou vrou by die huis kom, sê ek wil net so 'n bietjie my hart met jou deel, né? Dan moet jy sit en jy weet dit gaan 'n rukkie vat. Amen. Maar vanmôre kom die Vaderhart van God. En die Here sê ek wil net my hart met jou deel. Ek wil net my hart vir jou gee. Sê gou saam met my, in alles. Dis my tema vanmôre, in alles. Wat is alles? Wat is alles nie? Ons vra daai vraag. Wat is alles? Alles is alles, né? So in ander woorde, alles is alles. Nou kom ons kyk gou wat sê Paulus. Paulus skryf en ek gaan die A gedeelte aan 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 9. Hy sê in alles word ons verdruk. Sê 'n bietjie amen. Wie weet waarvan hy praat? Kom nou. Hy sê in alles.
Hy sê alles waarvan, alles, die Engels sê on all sides. En ek hou van daai ding, daai prentjie wat ek sien as die Engels praat van, hy sê op alle kante, ek word na alle kante gedruk, want is okay as jy van een kant af gedruk word, want dan kan jy nog die ander kant uit, amen. Maar Paulus sê dit werk nie so nie, hulle kom van alle kante af. Wie het die laaste ruk gevoel dat die aanslag en die druk op jou lewe kom van alle kante af? Dis nie meer net die werk nie, dis nie meer net die ekonomie nie, dis sommer die gesin, dis finansies, daar's net druk wat van alle kante afkom. Dis nie meer maklik nie. Elke facet van jou lewe partykeer is onder druk, van alle kante af. En nou skryf Paulus, en ek las so, Paulus is hierdie amazing apostel van die Here. Hierdie ou het goed verstaan van die Here wat jy en ek nooit verstaan het. Want ek dink ons baie van ons nog steeds mee sukkel vandag om te verstaan. Hy het goed raak gelees wat die Fariseërs en die Sadduseërs wat vir jare die skrif bestudeer het, nie verstaan het nie. Hy het goed raak gesien wat baie mense nog nooit in hulle lewe raak gesien het nie. Hierdie ou het so powerful journey met die Here gehad, en dat hierdie geestelike reus op 'n plek kom en sê, hey, in alles word ons verdruk. Weet jy sien wat ek sien, ek raak, dat selfs vir die geestelike ouens, is daar druk. Kom nou. Maar Here, ek bid nou al hierdie hele week, en nog steeds die druk nie weg nie. Ek wonder hoe Paulus gevoel toe hy in die tronk gesit het. En in die tronk sit en dan skryf hy briewe. En hy praat die gemeente moed in. Kom nou, jy sien Paulus, hy skryf nie net hier van iets wat hy van gehoor het nie. Hy het nie hier iewers op 'n dagstukkie raak gelees nie. Hy het hierdie ervaar. Hy het gesê, hoe nader ek aan die Here kom, hoe meer is die druk. Wie dit al ervaar? Vrydagoggend het ek met iemand daar op ons kerkie gesels. Hy sê, maar ek wil net weet, doen ek iets verkeerd? Ek sê, hoekom? Hy sê, want vandat ek sekere besluite in my lewe gemaak het en goed begin uitsorteer het, is dit asof die druk van alle kante afkom. Ek sê, amen, dis waarvan Paulus geskryf het, toe hy gesê het, in alles gaan jy en ek verdruk word. Ons moet versigtig wees om TV-pastore te volg, amen. Want hulle sê vir jou, dat as jy die dag hier aangeneem het, gaan dit net met jou goed gaan. Gaan lees maar. As jy hom vandag $100 gee, gaan jy $1000 kry die einde van die week. Wie het al probeer? As jy wil probeer, gee vir my die $100, dan het jy daarom nie gemors nie. Amen. Maar hoor gou mooi, die Bybel is regdeur baie duidelik. Hy sê vir my en jou, jy moet weet, jy en ek gaan druk ervaar. Hy sê, ek gaan so 'n bietjie challenge praat. Wie van nie was al op daai plek gewees waar iemand jou probeer moed en praat en sê vir, ag nee, jy moet net vashou, hoor. Nee, dan voel jy kan nog een van hierdie gee. Nee. Want jy het nie 'n klou waartoe ek gaan nie. Jy het nie 'n idee hoeveel druk ek het nie. Of dan kom jy by 'n kerk sê, hoor ek gaan deur hierdie probleem, en sê ons bid vir jou. Jy weet vir jou siel, daai ou bid nie vir jou nie. Nou nie in hierdie kerk nie, daar waar ek vandaan kom nie. Hier bid hulle vir mekaar nie. Kom nou, dit is so maklik om of iemand probeer moed en praat, maar en dan sê hulle ook vir jou, hey, maar gee jou probleme vir die Here. Dit klink mooi geestelik, nee, maar die agterkom is nie so maklik nie. Amen. Jy sê, baie keer daai druk is daar. En dan kom jy sonoggend by die kerk en dan sê hulle nog vir jou, jy moet 10 ook betaal. Kom nou, hoor jy die druk? Dan sit jy die TV aan, dan hoor jy hulle bom alweer mekaar daarbo. Die olie kom nie uit nie, die dieselprys gaan op en die petrolprys gaan nog hoër op en dis net chaos oral om ons. En alles word ons verdruk. Die Passion vertaling sê, hy sê so mooi, hy sê, we experience every kind of pressure. Die Message vertaling sê, we've been surrounded and battered by trouble. En as ek daai battered woord sien, dink ek hierdie skipie wat op die see vaar, en daar's 'n storm en die golwe slaan hom van alle kante af, en hierdie seemanne weet nie meer watter kant toe nie. Hulle weet nie of hulle moet net oorspring, is dit veiliger in die water as op die boot. Dis daai geval van, wat doen ek van hier af? En dis wat Paulus van skryf. En dan gaan Jakobus nog 'n stapie verder, en dan sê Jakobus vir ons hier in Jakobus 1 vers 2, as jy hoor wat sê hy sê, ag dit louter vreugde, sê gou vriend langs in jou vreugde. Dis 'n mooi hoog Afrikaanse woord vir jy moet bly wees. Amen. Nou sê hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, en jy kan mans en susters daar, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Wie van u was al bly as jy in 'n versoeking val? Ek sê vir my gemeente, imagine, nee, dat jy kry nuus,
Imagine jy is by die werk en die boodskap kom deur, die petrol en die diesel gaan weer R10 op en jy spring op en skree van blydskap en jy juig. Die mense gaan dink jy's mal in jou kop. Kom nou. Of as iemand jou bel en sê, hoor jy het jou werk verloor, dan sê jy, yes! Okay, party van ons gaan dalk so voel. Halleluja. Maar jy hoor wat ek sê. As jou budget nie klop nie, yes, liefie, ons budget klop nie hierdie maand nie, yes. Ons het R3 oor, daar's nog 30 dae, loof die Here. Kom, wie gaan, jou vrou gaan dink jy's kens. Sê gaan jou inboek, sê as jy moet by 'n dokter uitkom, ons fout met jou. Skryf Jakobus, ek hou van die Passion vertaling, hy sê die volgende, hy sê, my fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties, wie was al daar? Die kar breek, die hond is siek, die bank is stik en die yskas gaan af, die ligte is load shedding ook nog al by en die dieselprys gaan op, halleluja. Jy weet waarvan ek praat, nee? Wat hy van praat, if you are facing nothing but difficulties, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. Nou dink ek myself, Jakobus, hang on. Hoe kry jy hierdie reg? Want hy sê, as jy en ek 'n probleem het, is die eerste ding wat ons doen, is ons moan. Amen. Ek moet nie wil heilig wees nie, ons almal doen dit. Nee, ons kla. Nou sê Jakobus, maar as jy in allerhande moeilikheid kom, as jy van alle kante af omring word deur moeilikheid, moet jy hierdie sien as 'n opportunity om die grootste blydskap in jou lewe te ervaar. Sien jy 'n ander ingesteldheid? Dis 'n ander mindset. Wie het al hierdie jaar so alles oomblik gehad? Kom nou. Nou daar's 'n storie en ek wil die storie vertel, ek weet julle ken die storie, maar ek wil hom vertel, want ek wil aanleiding vind uit die storie uit. Daar's 'n sekere, hoe kan ek sê, tipe grondstof, dis nie 'n mooi Afrikaanse woord vir dit, dis 'n grondstof en sy naam is koolstof, amen. Wie het al koolstof gesien? Dis glad nie mooi nie, daar's niks daarin nie, daar's nothing special to it. Daar's niks in koolstof wat regtig dit so special maak nie, dis eintlik 'n waardelose stukkie. Maar weet jy wat is die geheim? Daai koolstof gaan onder die grond in. En 'n paar 100 kilometer onder die grond gaan daai koolstof en begin dit hitte en druk ervaar. En wat dan gebeur is na 'n paar jaar van hitte en druk, sê gou vir die langs in jou paar jaar. Amen. Wie van die voel, Here, hierdie gaan al 'n paar jaar aan. Here, die struggle is real, Here, is al 'n paar jaar. Maar na 'n paar jaar, hoor mooi, na 'n paar jaar verander die koolstof in niks anders nie as diamante. Nou ek weet julle weet dit, hier is 'n slim gemeente, ek weet dit. Nou hierdie soms nuttelose ding word suiwer geharde diamant. Nou weet ek die mooi woord gaan wees, ja, onder druk word ons diamant, en ek weet het, maar as jy onder druk is, wil jy niks weet van 'n diamant af, nie, amen. Jy wil net uit die druk uitkom. Maar hier is die challenge vandag, kind van die Here, en ek dink dis hoekom Paulus geskryf het, en ek gaan nou die res van daai skrif lees, en ek dink dis hoekom Jakobus daarvan gepraat het, want jy sien, druk in jou lewe, het partykeer ook die potensiaal om ons te laat dom besluit te maak. Amen. Partykeer maak druk ook, veroorsaak ook gebroke huwelike. Druk veroorsaak ook partykeer dat ons besigheid verloor. Druk veroorsaak ook partykeer dat ons goeie verhoudinge verbreek. Amen. Jy sien, want druk het 'n positiewe en 'n negatiewe kant, en ongelukkig meeste van die tyd raak druk in ons lewe word die negatiewe kant. En dit veroorsaak chaos. Veroorsaak chaos. 7 uit elke 10 huwelike vandag eindig op in die skeihof. Druk. Druk. En jy en ek as kind van die Here word nie gevrywaar van hierdie druk nie. Jy en ek sien, ervaar, proe hierdie druk elke dag van ons lewe. Sit maar die TV aan, sit Facebook oop, maak Instagram oop, doen net wat jy wil en jy gaan agterkom dat daar's druk oral waar ons gaan.
praat met jou mense by die werk, gaan praat met jou kollegas, gaan kyk bietjie reg oor die wêreld, dan gaan jy sien, almal gaan vir jou sê, luister mooi, in alles word ons verdruk, in alles gaan ons deur pressure, by die werk, by die huis, in ons finansies, maak nie saak waar ons kom nie, daar is druk oral waar ons gaan. Maar Paulus stop hierdie storie, dan hy begin daai gedeelte, en ek het as prins so begin. Hy sê in alles word ons verdruk, en ons het agree daarmee, amen. Maar dan is sy volgende woorde, maar, sê gou maar, sê gou, as jy het glo, sê saam my, maar, jy sien, Paulus sê, luister, kom ons kyk gou na die realiteite op die tafel, die realiteite op die tafel is, jy en ek, word in alles verdruk, maar dan gaan hy verder, hy sê, maar ons is nie te neergedruk nie, amen. Nou hier is waaroor ek wil praat, want jy sien, druk hierdie vermoë om jou te neergedruk te maak. Amen. Jy het die vermoë as jy slegte nuus kry om jou skouers te laat hang, om negatief te raak. Ons is mos baie goed met negatief raak. Amen. Ons sien altyd eers die halwe leeg glas voor ons die water in die ander helfte sien. Amen. Ons sien altyd die sleg en alles raak, en Paulus skryf eintlik hier, hy sê, jy en ek moet net so bietjie ons gedagte vange verander, hy sê, en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Hy sê, ons is verleë, maar nie radeloos nie, vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Die Engels sê, we are hard pressed, in New Living Translation NLT sê, we are hard pressed on every side, but not crushed. Wie van die kan vandag net 'n bietjie getuig, dat jy was al onder druk gewees, maar vanmôre staan jy hier, of vandag staan jy in hierdie gebou, en jy kan sal my verklaar, dat te midde van die druk wat jy al gehad het, is jy nog nooit na mekaar gedruk nie. Come on. Jy sien, baie keer moet jy net so 'n bietjie terugkyk oor ons lewe, die kere waar daar min in jou rekening aangegaan het, waar daar min in jou werk aangegaan het, waar jou besigheid dalk op pad was onder, het die Here jou elke keer gedra. Daar was al druk waar die Here jou deurgedra het. Amen. Jy sien, nou dis wat Paulus, hy sê, luister mooi, jy was al gedruk, en jy is nog steeds nie in mekaar gedruk nie. Jy was al onder pressure, maar jy het nog steeds aan die kant uitgekom. So waarom nou wil jy ingee? Hoor mooi, ek het eendag 'n TV-onderhoud gesien, en ek het hom al baie die storie vertel. Dis die onderhoud met 'n boer wat deur 'n droogte tyd gaan. En toe vra die boer, hoe gaan dit maak? Toe sê hy, as die Here nie hierdie jaar vir my deurkom nie, sal dit die heel eerste keer wees. Come on. Jy sien, jy en ek moet weet vanmôre, dat druk gaan jy en ek ervaar. Omstandighede gaan jy en ek ervaar. Dit is 'n given, maar die goeie nuus is, dat die Here is aan my en jou kant. En al gaan jy en ek, al ervaar ons druk van alle kante af, hoor mooi, when we are hard pressed on every side, we are not crushed, amen. When we are perplexed, but we are not in despair. We are persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. En ek hou van daai woordjie, want as jy laaste ruk die nuus dopgehou het, daar's 'n sekere president wat ons alles destroy. Amen. Hy gaan die wêreld destroy. Daar gaan deur hierdie aand gaan die hele generasie uitgewis word. Alles gaan destroy. Dis die aanslag van die vyand op ons lewens. Hy wil kom en hy wil destroy. Johannes 10 vers 10. Want hy het gekom te steel, te slag en te vernietig. Dis sy plan. Hoor mooi. En nou kom die woord van die Here deur Paulus en Jakobus en sê, luister, jy gaan druk ervaar, maar ek kom met goeie nuus. In die middel van die druk waartoe jy vandag gaan, sê die Here, moet jy weet, jy gaan ander kant uitkom. Jy gaan sterker uitkom. Jy gaan nie destroy word nie. Jy gaan nie uitmekaar uitval nie. Jou huwelik gaan nie verlore gaan nie. Hou jy net vas aan my en moenie laat die druk jou verkeerde besluite laat maak nie. Amen. Druk kan ons te laat verleef voel, verlate voel, vernietig voel. Dis een van die dinge wat die vyand gereeld doen, is hy laat ons verlate voel. Amen. Hy het altyd kom as jy onder druk is, dan voel jy alleen. Amen. En dan is hy ook baie slim, dan stuur hy mense na jou toe met wie dit goed gaan. Dan dink jy, Here, maar daai eintlik 'n skelm, kyk hoe goed gaan met hom. Nee? Nou hoor jy suffer, jy gaan swaar met jou, en dan stop hierdie ou wat jou ingedoen het, daar met 'n nuwe kar by jou huis. Ek sê, Here, die skelm. Jy sien, druk hierdie vermoë om jou te laat verleef voel.
te laat verlate voordat ons niemand omgee nie. Die Paulus raak 'n paar belangrike punte aan in daai skrifgedeelte. Hy sê, druk veroorsaak 'n paar goed in jou lewe. Druk veroorsaak dat jy baie keer bietjie verleentheid kom. Druk veroorsaak baie keer dat jy so bietjie verlate voel asof niemand omgee vir jou nie. Hy sê druk dat jy altyd voel jy's besig om vernietig te word. Amen. Alles gaan nou, daar gaan niks oorbly as hierdie klas nie. Ek's op die einde daarvan. Paulus sê dit is wat gaan gebeur. Dis die geleentheid wat jy gaan ervaar om verkeerd op te tree. Dis die geleentheid wat jy gaan ervaar om die verkeerde besluite te maak onder druk. Maar moenie dat daai tweede deel jou storie word nie. Want hoor mooi, in alles sal jy nie ondergaan nie. Sê vir een langs jou, die beste lê nog voor. Ek is 'n groot sportaanhanger en ek's 'n goeie Bloubil ondersteuner want ek ken rugby. Amen. Vir die ander ouens sterkte, ons dink aan julle. En ek besef baie ons sê net vir my, ja, maar ons span is bo julle. Onthou hierdie jaar is ons welsynjaar, ons gee net 'n bietjie terug, so ons het 'n bietjie teruggestaan, dis al wat ons doen. En ek weet ek gaan daai volgende kry, maar hoor gou mooi. Dis amazing hoe ons Springbokspan die vermoë het. Dis nou dalk 'n baie, is nie 'n goeie voorbeeld nie, maar is 'n realiteitsvoorbeeld. Ons Springbok het die vermoë om against all odds groot wedstryde te wen. Dank die Here daarvoor, amen. Al wen ons met 'n punt, maar 'n wen sal ons wen. Nou is 'n cricketspan. Wat heel bo in die wêreldranglys is, tot hulle op groot wedstryde kom. Kom nou. Is nie so nie. En ons almal weet, dis baie keer baie kinders van die Here, wat moet jy, ek ook mee struggle, amen. In daai groot oomblikke baie keer, dan maak ons die verkeerde besluite. In daai oomblikke wanneer die druk op sy hoogste is, dan maak ons foute. As die druk op sy ergste is, dan gee ons in, en ons gaan staan een kant toe. Kom nou, weet jy veel kinders van die Here sit vanmôre by die huis, wat teruggeval het, wat op 'n stadium warm vir die Here was, omdat toe daar druk in die kerk was, het hulle weggeskram. Amen. En nou is dit die kerk se skuld, is nie die kerk se skuld, en jy het nie 'n druk goed hanteer nie, amen. Amen, of eina, hang aan watter kant. So baie mense het so seer gekry in die kerk, jy het nie seer gekry in die kerk, jy het jouself seer gemaak, jy het verkeerd opgetree toe die druk daar is. Jy sien onder druk, moet jy en ek leer, dat as al pressure is, moet jy en ek worship harder as ooit van tevore. Jy moet meer lag as ooit van tevore. Jakobus sê, ag, dit 'n plek om te lag. As jy in trouble is, lag, smile, geniet dit, enjoy dit. Jy moet, want jy sien, 'n blymoedige hart verander jou gemoed. Want die blydskap in die Here is ons wat? Ons beskutting. Hang on, hier's nog 'n preek. Jy sien, luister, wat is 'n beskutting? 'n Beskutting is juist dit wat jou veilig hou as die storm kom. Jy sien, nou sê die woord van die Here dat jou blydskap is dit wat jou veilig hou in 'n storm. En ek dink dis waarvan nou Jakobus praat, as Jakobus sê, hoor mooi, ag, dit loutere vreugde, my broeders en susters, wanneer julle aan alle versoekinge kom. Hy sê, want as jy in 'n versoeking kom, hoor mooi, as die reën kom, as die wind kom, daar's een plek van beskerming waartoe jy kan hardloop. Daar's een shelter, daar's een dak onder wie jy kan gaan skuil, en daai plek se naam is blydskap. Amen. Dis belangrik. Hoor mooi, as jy onder druk is, moet jy meer lag as ooit. As jy onder druk is, moet jy meer gee as ooit. Sê vir een langs in jou eina. Amen. Hier is 'n groot gemeente hier baie naby aan julle. En ek het die pastoor geken, hy is oorlede rukkie terug. En ek sal nooit vergeet, ek het 'n groot indruk in my lewe gemaak. Het op 'n stadium met daai gemeente, aan die einde van Desember, hulle het 'n groot gemeente, 'n groot staf. Kom praat hulle met hom, hulle sê vir hom, hoor jy, ons het nie genoeg geld hierdie maand om ons staf en bonusse te betaal nie. Wat gaan ons doen? En hy sê, dit is baie eenvoudig, ons moet net meer weggee. En hulle dink ook, is hy okay? En hy challenge sy raad, hy sê, kom ons maak ons bankrekening leeg. En hy gee R700,000 in 1 maand, in 1 oomblik weg vir sending. Dat daar 0 oor is in hulle rekening. Kom nou. En nou kan jy net imagine hoe hysteries is die staf. Dis Kersfees, dis al hierdie goed. 'n week later kon hulle die staf betaal, bonusse betaal, en hulle het nog steeds R700,000 in hulle bankrekening gehad. Jy sien, dis wat gebeur.
as die druk aan is, moet jy meer gee as wat jy gee dan voor die druk al was. Kom nou, want that's a true sacrifice. En ek wil nie oor geld preek vanmôre nie, maar ek moet dalk so 'n bietjie. Hoor mooi, jou geloof word nie bewys as met jou goed gaan nie. Jou geloof word bewys as jy nie het nie. En jy sê, Here, ek gee. Here, ek het druk van alle kante af, maar Here, ek gaan gee. Want al is ek onder druk, ek gaan nie verleef wees nie. Kom nou, ek gaan nie destrooi word nie, Here. As jy onder druk is, moet jy meer serve as ooit van tevore, dien in jou kerk. Dink gewoon 'n paar goeie voorbeelde, en ek het amper klaar bedien. Dink gewoon 'n paar voorbeelde, ek dink aan Job. Job het nog alles en nog meer verloor. Job het niks oor gehad nie. As daar nou een man was wat kon getuig het van druk, was dit 'n man genaamd Job. Die oudste boek in die Bybel, en ek wonder baie keer hoekom die oudste boek in die Bybel is, want tog is dit een van die relevantste stories vir my en jou vandag nog. En vir my sê die boek is oudtyds, wil ek vir jou sê, man, jy moet net stadiger lees, dan gaan jy agterkom, daai boek is eintlik nog so relevant as kan kom. Job, die oudste boek in die Bybel, seker een van die mees relevantste verhale in die Bybel, is die storie van my en jou. Wat skielik, alles gaan met hom goed. Hy is hierdie gesiene man, hy het 'n huis vol mense, en in 'n oomblik toe sit hy met niks. Hy verloor alles. Maar weet jy wat love ek op 'n stadium in die boek van Job, maak hy die volgende stelling, hy sê, as ek afgaan, dan sê ek gaan op, jy sien. Hoor mooi, ek kies, ek gaan nie verneder word nie, ek gaan nie verleef word nie, ek kies dat die druk my gaan boontoe vat. Hy sê, dan sê ek gaan op, en die Here vat my op. Hy sê op 'n plek, hy sê, Here, hoor mooi, as al die stof gaan lê om my, dan gaan my verlosser weet. Ek weet my verlosser leef. Dit klink nie vir my so 'n man wat in 'n gat sit nie. Ja, hy het omstandighede gehad. Hy het ook op 'n stadium baie goed gegaan. Gaan lees die boek. Hy het gekla, hy het gemou, hy het deur druk gegaan en hy het nie 'n geheim daarvan gemaak nie. Maar hoor mooi, elke keer het hy teruggekom en gesê, maar ek weet my verlosser leef en hy sal op die einde van die dag uit die stof uit opstaan. In Job 42 vers 2, nog voor hy enigiets teruggekry het, toe hy nog sonder niks was nie, toe maak hy die stelling, hy sê, ek weet dat my God alles kan doen en dat geen plan vir hom onuitvoerbaar is nie. Dit word sy motto in Job 42 vers 2. 'n man wat druk het van alle kante af, hy's liggaamlik, finansiëel, hy's geruïneer, maar hy sê, ek weet dat my God alles kan doen, en dat geen plan vir hom uitvoerbaar is. Come on. Ek het nog vir my gemeente ook gesê, toe die dieselprys opkom, dus ek amper die verkeerde kant van die druk toe gegaan. Amen. En toe sê ek vir die Here, al wat die regering doen, en al wat Donald Trump doen, is hy is nie besig om vir u geleentheid te gee om beter na my te kyk. Want jy is my bron, Here, jy gooi my diesel in, Here, jy bou my op die pad, so maak nie saak wat die dieselprys gaan, Here, dit gaan nie net 'n beter geleentheid wees vir jou om 'n wonderwerk in my lewe te doen. Count it all joys, amen, when we suffer affliction. Jy sien, ek moet leer om hierdie ding te master. Amen. Want dis hierdie ding wat ons te neergedruk maak. Dis hy wat ons depressief maak. Dis hy wat voel ons gaan nie hierdie maand maak nie. Ek wil vir jou sê, my beste finansiële maande lê nog voor. Indruk, maak nie saak wat gebeur nie, want God is my bron, nie die mens nie. En die vee op 1000 berge behoort aan hom. Job sê, ek weet dat jy alles kan doen, want geen plan vir jou onuitvoerbaar is nie. In die laagste punt van sy lewe maak hy daai stelling. Ek wil vir jou sê vanmôre, kan opkom vir my asseblief. Ek wil vir jou sê vanmôre, as jy in die laagste plek van jou lewe is, hier's 'n les wat ons moet leer vanmôre. Hier's die les. Here, terwyl ek in die grond is. Here, terwyl daar niks van my oor is nie, maak ek 'n verklaring vanmôre. Ek weet dat jy alles kan doen. Ek kies om, soos Paulus sê, al word ek gedruk van alle kante af, ek sal nie uit mekaar uitval nie, ek sal nie gedestrooi word nie, ek sal nie neergedruk word nie, ek sal nie verlate voel nie, ek sal nie, Here, ek kies om te verklaar vanmôre, dat ten midde van alles wat ek sien en ervaar in my lewe, kies ek vanmôre om vas te hou aan die hand wat hierdie aarde gevorm het, wat sy asem in my longe is, ek kies om hom te glo bo enigiets anders te. Ek dink aan Josef. Josef was verloon, hy was verkoop. Hy was vals beskuldig. Kom nou, waar het hy geëindig in die paleis? Dawid was vir jare gejag deur Saul. Hy was letterlik gejag deur Saul.
tog eindig hy op in die paleis. Ek dink aan Daniel. Daniel is in ballingskap weggevoer van sy huis af. Hy is gedreig. Hy sê, as jy met jou God bid, het jy moeilikheid. Wat doen hy? Hy bid tot sy Here, want hy weet wie die hand van hierdie aarde, hy weet wie hou hom vas, hy weet in wie se hand hy gegrafeer is, hy weet wie sy God is, hy gee nie oor die regering sê wat om hom gebeur nie, hy weet wie sy bron is. En God het voorsien. Ek dink na Sadrag, Mesach en Abednego, en ek laf hulle storie. Hierdie manne word gevang. En ek sien iets in hulle harte raak, hierdie drie leeu's. En hulle kom voor die koning sê, wel, as julle nou nie langer om my gaan bid nie, moet ek julle in die vuur gooi. En kyk wat is hulle antwoord, Daniel 3:17-18, hy sê, as ons God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand o koning verlos, maar so nie. Laat dit u dan bekend wees o koning, dat ons u gode nie sal dien en die goue beeld wat jy opgerig het, nie sal aanbid nie. Hulle maak 'n stelling en hulle sê, Here, ons gaan God vertrou, al brand ons dood, al kom die Here nie vir ons deur nie, even though he slay me, yet will I trust him, sê prediker. Hy maak, hierdie drie manne maak die stelling, al kom God nie vir my deur nie, ek sal hom nog steeds vertrou. Wie van u was al daar? Wat jy in so omstandighede was, en jy sê, Here, ek weet nie, ek gaan 10 in my huis verloor, Here, maar as ek my huis verloor, sal ek U nog steeds vertrou. Here, as ek my werk verloor, sal ek U nog steeds vertrou. Here, as ek niks oor het nie, sal ek U nog steeds vertrou, want Here, U is belangriker as dit wat ek het. Belangriker wat ek het. Of verloor ek alles, Here. Hoor mooi. As ons God wat ons dien in staat is. Ek weet nou nie, alhoewel ek weet wat dit is om geboorte te gee. Ek het al verkoue gehad. So ek weet waardoor gaan die dames. Maar ek weet ook dat daar 9 maande van druk is voor die geboorte kom. Amen. 9 maande van ongemak is. 9 maande van dinge nie lekker is nie maklik is nie, goed nie meer pas nie, nee. En ek kan aangaan, daar sekere fases waar ons deur gaan ons lewe, maar dan kom die geboorte uiteindelik en die blydskap is groter as wat die 9 maande se druk ooit was. Kom aan maas, wat hier is. En luister mooi, die kind van die Here, nou skryf Paulus en Paulus sê, luister, maak nie saak waartoe jy gaan nie, maak nie saak wat jy ervaar nie, ag dit loutere vrede, sê die Here. Ag dit loutere vrede, vreugde althans. Want hoor mooi, die Here sê, daar gaan iets gebeur in jou lewe. Maar jy en ek moet baie keer op 'n plek kom waar ons net so 'n bietjie ons gedagtegange aanpas en verander. Jy en ek moet vanmôre in hierdie huis sit en sê, luister mooi, ek het druk van alle kant af, ek weet waarvan Paulus praat, ek weet wat dit is as ek voel net, ek is omring deur pressure, ek weet wat dit is, maar in hierdie druk kies ek vanmôre, ek maak vanmôre besluit en sê, vyand, jy gaan my nie te neerdruk nie, jy gaan my nie destrooi nie, jy gaan my nie onderkry nie, ek gaan 'n Job word en sê, Here, op die laagste plek van my lewe, roep ek vanmôre uit, dat maak nie saak wat gebeur nie, ek weet dat U alles kan doen. Vers 6 gaan hy verder en sê hy, van hoor sê het ek van U gehoor. Maar nou, en hier is powerful, want hy sê, ek het van U gehoor, Here, maar nou deur die moeilike tye, het my oë U gesien. Weet jy waar sien jy die oë in die hande van die Here in jou lewe? Baie keer in die moeilike tye van jou lewe. En ek weet nie van jou nie, dit gaan nie beter raak nie, kan ek jou geheim vertel, dit gaan nie beter raak in hierdie wêreld nie, maak vrede daarmee. Maak nie saak wat 'n politieke party oorvat Suid-Afrika, dit gaan nie beter raak nie. En dan kan jy skrif al verander. Die woord van hier, die aarde is besig om opgerol te word. Romeine 8 sê, die skepping wag in angs en afwagting op die openbaarmaak van die kinders van die Here. Hulle is in dwang en die aarde gaan agteruit en dit is 'n lang gesprek nie vanmôre voor tyd het nie, maar hoor mooi, die wêreldoorlog gaan nie ophou nie. Oorlog in die Midde-Ooste gaan nie ophou nie, maak vrede daarmee, daar gaan altyd oorlog in die Midde-Ooste wees, dit is so, einde van die storie. Maak nie saak wie probeer vrede maak nie, daar gaan oorlog wees. In alles gaan jy en ek verdruk word, maar jy en ek as kind van die Here moet leer, dat ek weet my God kan alles doen, en dat geen plan vir hom onuitvoerbaar is nie, amen.
Amen. En vir die goed wil ek laf, Genesis 50 vers 20, seker my gunsteling skrif in die Bybel. Hy sê, maar dit wat julle beplan het tot my ondergang, het God in my guns laat tel, sê die Bybel. Josef, hy sê, dit wat jy beplan het om my, en baie keer voel ek wens ek kan die vyand een keer van aangesig sien, amen. Ek wil net so voor sy bors vat, en net vir hom, daai skrif herhaal, en sê, vyand, luister mooi vir my vanmôre, luister vir hierdie pastoortjie, ek wil vanmôre net dit vir jou sê, dat dit wat jy beplan het om my ondergang te wees, het God laat draai, en hy het dit in my guns laat tel, dis wat ek beteken, en dis wat jy en ek vir die vyand vanmôre moet sê, amen. Dat vyand maak nie saak wat jy beplan het vir my nie. Ek verklaar dat maak nie saak. Elke druk wat ek ervaar, gaan God omdraai en gaan in my guns begin tel. Binnekort hou jy maar net dop. Ek dink die Israeliete die plaag van duisternis sak neer. Ek laf daai gedeelte ook in Eksodus. Dit is pikdonker, die Bybel sê, dit was so donker, hulle kon nie donker te voel, hulle kon aan het vat, so donker was dit. Dit was so donker, dat almal het doodstil gesit, hulle het eers, daar waar hulle gesit het, ons dink loadshedding is 'n nuwe ding, nee, dit kom al uit Eksodus uit, amen. Loadshedding so, dus het hulle die krag ligte af. Maar hierdie ligte het tot die hemelligte afgesit. Dink daaraan, dat tot die son en die sterre moes afgesit word, daar was geen. Deur die dag, deur die nag was dit pikdonker. Daar waar die mense gesit het, toe dit donker geword het, daar het hulle gebly sit. Hulle kon nie eens opstaan nie, so donker was dit. Maar dan kom daar 'n maar, sê die Bybel. Maar in die tente van die Israeliete, sê die Bybel, was daar lig. Ek gee nie om hoe donker dit om my raak nie, ek verklaar vanmôre, dat in my tent sal daar lig wees, al is dit hoe donker om my. Jy sien, dis wat jy en ek, kind van die Here, so 'n bietjie ons gedagtes moet begin verander. Want druk wil ek vanmôre vir jou sê, gaan jy hê. Maar jy en ek moet begin verklaringe maak, en sê, Here, te midde van wat ek sien, Here, jy gaan goed verander. Kom ons staan op ons voete vanmôre in hierdie huis, ek het klaar bid, my tyd is op. Sien ek het ons 'n bietjie langer gevat, maar ek glo julle gaan my vergewe. Julle pastoor is nie hier nie. As julle ongelukkig is, bel hom maandag. Halleluja. Maar ek wil vanmôre net vir jou kom, ek het vir jou kom moed en praat. Die Here het vanmôre sy hart op by die tafel kom staan en sê, God sê vanmôre vir jou, ek is jou pa. God sê vanmôre vir jou, ek is jou vader, ek is jou bron. Hou op om deur die druk wat om jou is, te voel, jy word om mekaar gedruk, jy word uit mekaar, jy is besig om gestrooi te word. Die Here sê, hou op daaraan vas, dink, hoor mooi, leer by Job om in jou laagtepunte my aan te roep, en my groot te maak, en my te aanbid. Weet jy wat love ek? Job het nie na die Here toe gaan en gesê, Here, ek het hierdie nodig, Here, asseblief voorsien. Dis wat ons doen, amen, ons het so shoppinglysie, amen. Dalk nie, daar waar ek vandaan kom, amen. Hardop in die binnekamer na God toe met 'n shoppinglys. Here, ek soek A, B, C, D, E. Here, ek wil hierdie hê, ek wil hierdie en ek wil hierdie teen hierdie tyd hê, amen. Job verloor alles en hy het geen shoppinglys nie. Al wat hy sê is, Here, ek weet jy kan alles doen. En ek weet geen plan vir hom uitvoerbaar is. Van hoor sê het ek van die gehoor, maar Here, my aangesig tot aangesig het ek nou gesien. Daar's ontmoeting gekom. Weet jy, is my gebegeerte dat die kinders van die kerk weer ontmoeting met God sal hê, dat hulle sal besef dat die ontmoeting met God hê is belangriker as om alles te hê. Met herhaal, ons moet weer besef dat om ontmoeting met God te hê is belangriker as om alles te hê. Here, ek is onder druk, maar het maak nie saak nie, ek was vanmôre nie teenwoordigheid. Ek was vanmôre by u huis. Here, ek het u ervaar vanmôre. Here, ek stap hier uit, ek het nog steeds die druk is nog nie weg nie, Here, maar Here, ek het die teenwoordigheid gehad, en ek is okay om die druk aan te vat, want ek weet my verlosser leef, en hy sal laaste opstaan uit die stof uit. Come on, gee die Here lofoffer in die huis vanmôre. Vader, ons eer, waar is die band, kan opkom, kan ons daai som net weer doen, wil jy nie vanmôre net daar waar jy staan, jou oë sluit en sê, Here, ek kan vanmôre uitnodiging maak, en ek kan nie uitnooi vanmôre, maar ek wil dit nie doen nie, want weet jy hoekom, ek wil vir jou sê, elkeen wat in hierdie gebouw staan, sit onder pressure. Hier's nie een man en vrou vanmôre in hierdie plek kan staan en vir my kan sê, nee, ek het nie druk nie. Want as jy nie druk het nie, wil ek graag jou resep hoor. Ek wil graag weet, waar bly jy, want jy bly duidelik nie in Suid-Afrika nie.
Maar ek glo meeste van ons, almal wat hier sit vanmôre, het op een of ander faset van jou lewe en dalk op 'n paar fasette van jou lewe vanmôre 'n bietjie druk. Maar ek kom vanmôre om vir jou moed in te praat, om sê, verander jou denke, verander jou praat. Verander die manier hoe jy dink, hierdie druk is nie jou einde nie. Sê vir jouself, sê self, hierdie druk is nie my einde nie. Hierdie druk gaan my nie onderkry nie. Hierdie druk gaan my nie vernietig nie. Hierdie druk gaan my nie laat platgeslaan word nie. Inteendeel, God gaan hieruit iets wonderliks doen en ek kies om eerder in blydskap in te hardloop en te sê, Vader, ek eer U vir wie U is. Want U is waardig. U is waardig, Here, te midde van waar ek gaan, bly U waardig vanmôre, Here Jesus. U bly waardig. Sluit jy jou connect net 'n bietjie met die Here. Sê, Here, ek het druk van alle kante af vanmôre, Here. Here, ek het pressure van alle kante af vanmôre, Here, dit voel of ek net nie wegkom van dit af nie. Net so ek dink, Here, ek het die een ding uitgesorteer, dan is die volgende een daar. Net so ek dink die probleem is opgelos, dan is daar 'n nuwe probleem, Here. Here, ek weet nie meer watter kant toe nie, Here. As dit nie daai kind is nie, is dit daai kind, Here. As dit nie finansies is nie, is dit my werk. As dit nie werk is nie, Here, ek het net soveel druk, Here, maar vanmôre wil ek Job wees en net sê, Here, ek weet dat jy alles kan doen. En geen plan vir die onuitvoerbare is nie, Here. Ek weet vanmôre, Here, dit maak nie saak wat ek ervaar nie, Here. U bly my God, U bly my bron. U bly my voorsiening. U bly my voorsiening, Vader, ons eer U. Vader, ons eer U. Ons eer U vanmôre, Here Jesus. Kom ons sing hy song, Vader, ons eer U vanmôre. Ons eer net 'n bietjie die Here vanmôre hier huis. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Kom nou te midde van jou omstandighede, loof hom vanmôre 'n bietjie. Eer hom vanmôre 'n bietjie, ander hom so 'n bietjie in die huis. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. My siel roep uit. Loof die Heer. My siel roep uit. Van U is waardig om aanbid te word. Van U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. Abba Vader, om aanbid te word. Voor ek oorgee vir die band, sluit jy oë, steek jou hande op vanmôre reg oor die huis. Here, vanmôre wil ek bid, ek besef dat druk is hier. Ek besef vanmôre, hier sit man en vrou in hierdie huis wat onder druk sit vanmôre, Here, wat onder pressure sit. Man en vrou, Here, wat partykeer nie weet watter kant of hulle kom of gaan, Here, of werksplek, besigheid, maar Here, ek verklaar vanmôre oor hulle lewe. Ek spreek uit vanmôre, Here, dat U kan alles doen en geen plan is vir U onuitvoerbaar nie. Ek verklaar vanmôre, Here, dat die oomblik as ons gedagtes verander, gaan die omstandighede verander. Die oomblik as ons woorde verander, gaan die omstandighede verander. Die oomblik as ons ingesteldheid gaan verander, weg van ons probleme af, maar gefokus op die bron, die koning van alle konings, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Here, die oomblik as ons dit gaan begin doen, Here, gaan die draai kom in ons lewe, Here. Ek bid vanmôre vir draaipunte in hierdie mense in hierdie huis se lewe. Ek wil bid dat vanmôre, Here, omstandighede gaan verander. Ek wil bid vanmôre dat besigheidsprobleme gaan verander. Ek wil bid dat finansiële probleme gaan verander vanmôre. Ek wil bid dat probleme met kinders, Here, ek ervaar in my hart dis ouers wat hier sit wat bekommerd is oor hulle kinders, wat druk ervaar oor hulle kinders. Here, daag op in daai huise, Here. Daag op in daai kinders se lewe, Here. Ek wil bid vir hernuwing, vir 'n vernuwing, Here, met die gees van die Here is nog nooit van tevore.
Here, ons eer U vanmôre en ek verklaar dat hierdie huis, Sterk Doring gemeente, sal die goedheid van die Here sien in die land van die lewenis. Ons verklaar dat hoe meer druk in hierdie dorp is, hoe groter sal hierdie gemeente word, Here. Ek verklaar hoe swaarder dit finansiëel gaan in hierdie land, sal hierdie gemeente finansiëel uitstyg, Here, want U is hierdie kerk se bron, Here. U is hierdie kerk se, maak nie saak hoe donker dit om ons is nie, ons sal lig in ons tente.